Uit Psalm 3. Kinders, en is eintlik maklik om psalms te kry, want jy maak net die Bybel so oop, psalms lê so mooi in die middel van die Bybel. Daar sit so 'n hele Sondagskool daar. Dankie dat julle vir ons kinders vir die gemeente gee. Psalm 3. Kinders, nou gebeur dit baie maklik as ons die Bybel wil lees of as ons in die kerk is, dat ons aan allerlei ander dinge dink. Want die duiwel wil nie eintlik hê ons moet hoor wat die Here sê nie. En daarom gebeur dit in die kerk dat elke keer voordat ons uit die Bybel uit lees en voordat die dominee preek, dat ons dan bid en vra dat dit nie my stem is net wat julle hoor nie, maar dat ons die Here se stem sal hoor. En daarom gaan ek nou bid en vra dat die Here met ons elkeen sal praat. Here, baie dankie dat ons vanoggend hier kan wees, dat ons vanoggend na u stem kan luister. Dat ons kan weet, Here, dat u vir ons lief is. Dat ons kan weet dat u vir ons daar is. Dat ons kan weet dat u net nou, toe ons dit gesing het, gevra het, ons sonde vergewe het, sodat ons regtig 'n oop verhouding met u kan hê. Ons bid, Here, dat u asseblief met ons sal praat, en dat ons u stem sal hoor. En dat ons ook altyd sal probeer doen wat u sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Psalm 3 sê, en ons kom nou 'n bietjie daarby, dis 'n belangrike opskrif, 'n psalm van Dawid toe hy vir sy seun Absalom gevlug het. En dan sê hy, ek het so baie vyande, Here. Baie kom in opstand teen my. Daar's talle wat van my sê, van God kom daar vir hom geen hulp nie. Maar u, Here, beskerm my aan alle kante. U herstel my eer en aansien. As ek na die Here roep, antwoord hy my van sy heilige berg af. Ek gaan lê, ek slaap ook goed, ek word wakker, want die Here sorg vir my. Ek is nie bang vir 10.000 mense wat van alle kante af op my toesak nie. Kom tog, Here, help my, my God. U het nog altyd my vyande se mag gebreek. U het die aanval van die goddeloses afgeslaan. Hulp kom net van die Here af. U laat dit goed gaan met u volk. En ek wil begin deur bietjie vir julle ietsie uit my eie lewe uit te vertel, kinders. Toe ek jonk was, het die weermag gekom en gesê ons moet gaan soldate word. Ons moet op die grens gaan oorlog maak. En ek onthou so goed dat ek daai eerste aand wat ons daar in Katima Mulilo aangekom het, op die bed gaan lê het, en dan kom jy agter, jy's nie so dapper as wat jy gedink het nie. Want jy dink mos nou, jy het al die opleiding gehad en alles, maar dan hoor 'n mens maar, hoe dat daar op mense geskiet is, en hoe dat daar mortiere, dis sulke groot bomme wat hulle in 'n pyp gooi, en dan val hy hier op jou, hoe daar aangeval word. En 'n mens gaan lê op daai bed, en jy kyk na hierdie tent se dak, en jy dink, jong, hierdie tent gaan nie 'n bom keer nie. As hier 'n bom deur hierdie tent val, dan gaan jy in fyn stukkies wees. Jy gaan lyk soos die maalvleis waarmee jou ma hamburger patties maak. Nou lê ouma daai eerste aand, en elke geluidjie wat jy hoor, maak jou half bang. Intussen het ek later uitgevang, daar is baie olifante wat so deur die kamp stap. Ons het later ook vir hulle nie meer bang gewees, wat dalk 'n fout is. En daar's allerlei ander diertjies wat daar rondsluip, maar nou dink 'n mens mos elke geluidjie wat jy hoor,
is iemand wat nou op jou kom skiet, of wat 'n bom op jou gaan kom gooi, of wat ook al, en jy lê die hele aand wakker. En ek het 2 dae van tevore, kinders, het ek in my stilte tyd, wat is stilte tyd? Wie wil vir my sê, wat is dit? Wat is stilte tyd? Wat beteken dit? Wat doen ek met stilte tyd? Kom maar nie nou stilte tyd hou nie, praat met my. Wat is stilte tyd? Katrien, wil jy maar vir hulle help? Hulle is bietjie dom vanoggend. Daar sê Tannie Katrien dit pragtig reg. Ek sit 'n bietjie my selfoon weg en ek sit 'n bietjie die radio af en die TV en al die speletjies en die goed. En ek vat my Bybel en ek lees in die Bybel en ek bid en ek kyk wat die Here vir my in die Bybel sê. En ek het 2 dae van tevore toe ons uit Durban uit gevlieg het ek gedink ek gaan weer begin om die psalms 'n bietjie te lees. En ek het Psalm 1 gelees en die oggend toe ons gevlieg het was dit Psalm 2 wat ons nou sê oor hoe die nasies woel en werskaf. En daardie oggend, die oggend toe ek daar wakker word nadat ek daai aand nie lekker geslaap het nie, lees ek toevallig, is dit Psalm 3. As ek gaan lê, slaap ek goed. Ek word ook weer wakker want die Here sorg vir my. En kinders, dis regtig asof die Here net daar vir my sê, ek sorg vir jou. Raak rustig. En die volgende dag is dit natuurlik Psalm 4, vers 9. Want ek het die een Psalm na die ander gelees. Dit sê, nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want Here, U alleen laat my veilig woon. En dis mos lekker om so te kan slaap, as jy nie worries het nie, né? Dis mos baie lekker as jy so kan inkruip. Dis nie lekker om wakker te word nie. Wie van julle was bly laas maandag toe ma jou kom wakker maak 6 uur of hoe laat ook al en sê opstaan, dis tyd vir skool. Wie van julle was bly dat ek vir jou by die sielkundige afspraak kan maak? Was jy bly? Was julle bly? Leergierige kinders wat ons het, mooi so man. Was julle lus om skool toe te gaan? Ek het gisteroggend so lekker in my bed gelê en toe gaan daai wekker eintlik voor die wekker afgaan want ek is altyd bang ek verslaap om een of ander rede, dan is ek ure voor die wekker wakker. Ek weet nie hoekom stel ek die ding nie. Ek kom maar net so wel self wakker word. Maar in elk geval, en om uit daai bed uit te klim, want ek het 'n vergadering op Boknes gehad. Die tyd was ons al 'n uur lank besig met die vergadering. En in die piknag donker, kinders, en my hond Griet kyk my aan of ek mal geword het. Ek dink ek het. En nou staan net, dit is glad nie lekker. Wat is daarom lekker as 'n ou lekker geslaap het, maar wat regtig ook nie lekker is nie, is as 'n ou op die bed lê, en ek wonder wat met kinders gebeur. Groot mense, ek wonder. En jy kan nie slaap nie. Jy rol om en om en om en om. Dit lyk my dit gebeur as jy ouer word. Ja, sê oom Okkie. As ek saam met my ou vriende gaan kuier, dan is ek verstom. Okkie sit al 4 uur die oggend 'n koffie drink. Ek weet nie hoekom nie. Martin ook. Hulle sit dou voor dag, is hulle al wakker. Maar dit is nie lekker om nie te kan slaap nie. As 'n ou omrol en omrol en omrol. Wie van julle kinders het al gesukkel om te slaap? Daar, Reino sê, hy het gesukkel om te slaap, die Peanut Gallery daar nie eintlik nie. Daar's een handjie, daar 2 handjies. Hulle slaap lekker, daar's 'n paar hande. En weet julle wat? Dit lyk vir my, dat dit wat maak dat 'n ou nie lekker kan slaap nie, tensy jy 'n goor bed het, of as jou man dalk baie snork. Ek ken sulke Louise, jy's nie alleen nie, daar het hande hier agter in die kerk opgegaan van dames. Die mans lyk 'n bietjie boos, maar in elk geval. Maar die ding wat gewoonlik maak, kinders dat 'n ou nie lekker slaap nie, is as jy bekommerd is, as jy bang is. Daar's so 'n mooi Afrikaanse woord as jy worry. As jy worry oor allerhande dinge. Worry klink mos nou lekkerder as ek is bekommerd oor. As jy worry oor dinge. Ek het 'n klomp dinge hier neergeskryf wat kan maak dit 'n ou worry, maar kom ons kyk 'n bietjie.
Kinders, sê bietjie vir my, waaroor dink julle kan 'n mens worry? Julle weet tog wat worry is. Wat is al die dinge waaroor 'n ou kan worry? As hy 'n kind is. Wie van julle het al geworry oor 'n toets? Of julle nie om nie? Daar's 'n hand wat. Reino, is dit hoekom jy wakker gelê het? Jy is bang vir 'n toets. Wie was nogal bang vir 'n toets? Daar. Megan? Net 2 wat bang is vir 'n toets. Die ander is hoogs intelligent. Was jy al bang as iemand siek is? As pappa of mamma of ouma siek is? Wie was al daarvoor bang? Wie het al daaroor geworry? Ek dink ons worry daaroor, né? Ek dink nie die oom van wie ek gepraat het, wat sy vrou en sy 3 kinders in 'n ongeluk was, 'n baie ernstige ongeluk. Het gisterand lekker geslaap nie, of dink julle hy het? Ek dink hulle het glad nie geslaap nie. Nie klein Gerald nie en ook nie oom Gerald nie, dis die oom met die wit baard, wat altyd hier by die kerk buitekant staan en rook. Hy is nie eers vanoggend in die kerk nie, want hulle opereer. En dou voor dag het oom Gerald my gebel en gesê, ek wil vra asseblief vir die mense om te bid, want hulle worry. Want die vrou en die kinders was in 'n baie, baie groot ongeluk. 'n Kop-aan-kop ongeluk, as karre so mekaar van voor af vang, net die ander kant by die SPC uit daar in daai omgewing. En ek dink nie hy het geslaap nie. Ek dink nie een van hulle het geslaap nie. Want jy worry. Ek dink party van ons, julle dalk nie, worry oor skuld. Jy worry dalk oor 'n maatjie vir jou kwaad is. Wie van julle het al 'n fight met 'n maatjie gehad? Daar's een ernstige enetjie. Die res van julle nog nie fights gehad met. Iseli het jy al 'n fight gehad met 'n maatjie. Die ma sê ja, sy sit so onskuldig, botter kan nie in haar mond smelt nie. Sy is heeltemal onskuldig aan so iets. Dit gebeur nie by haar nie. Maar daaroor kan 'n mens bekommerd wees. Wie van julle is dalk bekommerd oor môre se hokkie? Wanneer speel jy hokkie, Brandon? Hy worry nie meer nie, want hy het klaar gespeel. Maar 'n ou kan worry voor, as ek 'n Shark is, het ek baie geworry vanoggend. Ek dink Fred Dix gaan selfmoord pleeg. Mens worry oor as jy 'n groot wedstryd moet gaan speel. Mens worry as jy 'n eksamen moet skryf. Nou wonder ek, wie van julle het al 'n ou of 'n meisie gehad? Reino, het jy al 'n meisie gehad? Nie wat jy hier kan erken nie. Wie van julle het al 'n ou of 'n meisie gehad, dat ek sien? Is daar seuns hier wat dink daar's 'n meisietjie by die skool wat baie mooi is? Is daar meisies wat dink daar's oulike seentjies by die skool? Die gemeente gaan vrek, vriende. Hier gaan niks gebeur nie. O, magtig. Hier gaan niks aan nie. Maar as jy ou of jou meisie is, jy bietjie groter word soos Brandon, of 'n jong man is soos Stefan, dan kan 'n ou worry as jou ou of jou meisie jou afsê. Jy kan dalk worry oor lelike dinge wat jy gedoen het, sondes wat jy gedoen het. Waaroor worry groot mense? Ek dink ons is bekommerd oor 'n onbekende toekoms. Ek dink groot mense is bekommerd oor mislukking. Daai getroud met rugby CP op die stadium, is die pa verskriklik bekommerd dat sy werk verloor en dit is vir hom verskriklik dat hy nie vir sy gesin kan sorg nie. Ons is bang vir mislukking. Ons is dalk bang vir armoede. As jy ou sien jou pensioen is kleiner en daar gaan niks aan nie en jy kry dit nie reg nie, dan kan 'n ou bang wees vir armoede. Ons is bang vir verlies, ons is bang vir hartseer. As 'n mens ouer word, dan dink ek is jy bang vir eensaamheid. Want kinders, as 'n mens jonk is dit baie maklik, jy het baie maatjies by die skool, maar as 'n mens oud is en jy gaan bly in die ouete huis en jou kinders is besig, ons sien dit almal, ons wat daar by die ouete huise kom, hoe sit die ou mense daar alleen. En jy kan nie by hulle wegkom nie, want hulle net praat. Ons is bang vir siekte. Ons is bang vir pyn. Ons is bang vir ouderdom. Wie van die kinders hier wil graag oud word, laat ek sien? Nou my kind, as jy nie wil oud word, nie moet jy doodgaan, want dis al maniere hoe ou dit gekeer kry. Maar ons is bang vir die dood ook baie keer. Nie net omdat ons bang is ons gaan hel toe nie, maar omdat ons nie weet wat aangaan as ons dood is nie. Die Bybel sê vir ons, jy gaan hemel toe, maar ons weet nie presies hoe dit werk nie. So 'n ou kan dalk 'n bietjie bang wees daarvoor.
Nou al hierdie goed wat ek genoem het, daar kan nog baie ander goed wees. Al die goed wat ek genoem het, maak dat 'n ou nie lekker kan slaap nie. Miskien as 'n mens groter word, kinders, ander goed. Jy is bang jy maak die verkeerde besluite. Ek dink oom Naas byvoorbeeld wat 'n landros is, kan partykeer in die nag lê en wonder, het ek die regte besluit gemaak? 'n Onderwyser kan byvoorbeeld soos Martin dink, het ek hierdie kind reg hanteer? Moes ek nie meer aandag gegee het nie? Gewoonlik dink ek wil onderwysers sê, ek hoop ek kan sy dingesvelle vir hom afslaan, maar dit werk nie meer so nie. Maar 'n mens is vol bekommernis. En as daar sulke bekommernis in jou is, dan draai jy om en jy draai om en jy staan op en jy gaan drink warm melk. Wonder nog hoekom sê die ouens warm melk? Is dit 'n boereraad of werk dit regtig? Maar hulle sê warm melk en dan die volgende oggend staan jy op en jy lyk of 'n trein dwars bo oor jou gery het en jou oë is vol sand en jy wil met almal beklei en dis net nie lekker nie. En jy kan nie konsentreer nie. Want jy is bekommerd. En so wil nie een van ons lewe nie. So wat moet 'n mens maak? Ek gaan weer 'n keer Psalm 3 lees, maar ek gaan dit uit die boodskap uitlees wat 'n maklike vertaling is. Dit sê: Here, kyk hoe baie mense wil my seermaak. En ek gaan nou elke keer ietsie sê daaroor. Hulle word net meer en meer. 'n Klomp van hulle wil my aan die keel gryp. Nou mense hoor baie oor die radio van boelies by die skole. Is daar boelies in julle skole? Steek 'n bietjie hand op. Wie van julle ken boelies in die skool? Steek 'n bietjie hand op wat ek sien. Daar is hande wat opgaan. Dis naar as 'n kind 'n boelie is, né? Dat hy ander kinders wil seermaak en met hulle aangaan. En dan moet hy ou nou lekker groot en fris word, dat jy hom kan pot, as hy met jou nonse soek. Ek dink nie oom Dries is baie geboelie toe hy op skool was nie, né? Hy sê, 'n klomp van hulle wil my aan die keel gryp. Hulle lag my uit en sê, God kan hom nie help nie. Dis wat sy vyande sê, Dawid. Maar Here, U beskerm my teen hulle. Hulle sal my nie in die grond trap nie. U help my om nie die handdoek in te gooi nie. Ek roep so hard as wat ek kan tot die Here. Help my as ek bid. In die aand kan ek gaan slaap sonder om te lê en rondrol van bekommernis. In die môre word ek rustig wakker, want ek weet die Here sal my krag gee om my probleme op te los. Ek is nie bang nie, al staan 'n skare mense gereed om my aan te vat. Help my Here, o my God, bevry my. U het almal stil gemaak wat my wil seermaak. U kan mense wat u nie dien nie, se mond maklik stil maak. Dis net die Here wat 'n mens kan red. Hou tog u hand oor u kinders. Nou kinders, ek het net nou gesê dat toe ek diensplig gedoen het, was ek bang vir mense wat jou vyand is. Maar weet julle wat is verskriklik van Dawid? Dawid se vyand is sy eie seun. Sy seun se naam is Absalom. Ons het hier gelees. 'n Psalm van Dawid toe hy vir sy seun Absalom gevlug het. Hy moet vlug vir sy lewe. Sy seun wil hom doodmaak, want sy seun wil in sy plek koning word. En dink 'n bietjie hoe verskriklik sal dit wees as teens jou wil kom doodmaak ook jy, en hy gaan dit maklik regkry want hy 6 keer so groot soos jy. Hoe sal dit wees? Connie, as jy weet Stefan beplan om jou dood te maak en jy moet vlug. Ek dink dit moet iets verskrikliks wees. Of Brandon, jou pa sal 3 keer moet vlug want julle is 3 seuns. Dit moet iets verskriklik wees. Jou eie seun verraai jou. Mense wat met God spot wil jou doodmaak. Ons weet, ons het so 'n week of terug gelees mos van Dawid wat in die grot ingevlug het. Onthou julle? En hy daar in die grot gaan wegkruip toe hy daar die koning se mantel se punt afgesny. Dit moet verskriklik wees. Ek dink Dawid het seker die hele nag rondgerol en rondgerol, maar wat lees ons in vers 6? In die aand kan ek gaan slaap sonder om te lê en rondrol van bekommernis. In die môre word ek rustig,
want ek weet die Here gee my krag om my probleme op te los. Kan julle dit glo? Ou Dawid weet nie waar om te slaap nie. Hy moes daar in die grot invlug. Sy seun wil hom doodmaak. Ou koning Saul wil hom ook nog doodmaak. En hy sê hy gaan lê op die bed en hy slaap rustig. En dan sê hy 'n belangrike ding, nie die Here gaan sy probleme wegvat nie. Die Here gaan nie die boelies laat verdwyn nie, of die toets laat verdwyn nie, of die hockey game laat verdwyn nie. Of al die ander dinge waaroor ons groot mense ons verknies laat verdwyn nie, maar hy gaan my help om die probleme op te los. En dan is hy oulus om te vra, maar Dawid, hoe kry jy dit reg? Mens wens hy kan nie inkom en hier kom sit. En ons sê vir hom, koning Dawid, kan u vir ons sê? Maar die Psalm sê dit. En ouens, ek gaan dit gou-gou vir ons hier noem. Die een ding wat hy sê is, moenie vaskyk teen jou probleme nie. Want Dawid sien agter al sy probleme en sy vyand, sien hy vir God raak. Ek dink julle is te jonk om hulle te onthou. Maar ek het 2 bulldogs gehad, Engelse bulldogs, die groot mense gaan dit onthou. Stoffel en Tilly. En Stoffel was 'n verskriklike kwaai hond met mense wat buite is. En die mense was baie bang vir hom. Daar's 'n ouetjie wat in meneer Suid-Afrika geword het, so fris ouetjie wat in die CSV was, wat op stadium my huis opgepas het, en toe is hy te bang om vir Stoffel te kom kos gee. Gerda moes al die pad van Beacon Bay afry om die hond te kom kos gee, want hy is so kwaai. En party van julle onthou seker my hondjie Floy, die Jack Russell. Nou wat Floy altyd gedoen het, is sy het na die ou Stoffel is 'n bietjie stadig, soos 'n bulldog is. En Floy het altyd na die hek toe gestorm en geblaf, blaf vir alles wat aan die ander kant van die hek is, want sy het geweet Stoffel staan reg agter haar. En as die moeilikheid kom, dan gee Floy baie vinnig pad, want Stoffel staan daar. En dan as Stoffel nou kwaad is, dan sal hy na die hek toe storm, en dan kom Floy van agter af en byt hom nog hier, om hom nog kwaader te maak. Maar dit is hoe dit met Dawid gewerk het. Dawid was soos die klein Jack Russelltjie, wat probleme het, en agter hom staan hierdie groot bulldog, hierdie groot sterk hond, wat selfs Dominee Nico, wat 'n groot man is, Dominee Nico van moedergemeente, aan die arm gegryp en sy hele pak se hemsmou geskeur het, op pad na Fanny Fourie se begrafnis. En dis nou so, die klein hondjie blaf, want hy weet hier agter staan die groot hond. Of 'n klein hondjie is baie dapper as sy baas naby is, want hy weet agter staan pa en ma, die baas wat gaan help. En dis wat Dawid sê. Hy sê, moenie vaskyk teen bekommernisse nie. Dis nie waarop jy moet fokus nie. Want agter jou staan God, wat baie sterker as Stoffel is of 'n pa of ma. Hy staan daar. En nou wil ek vra, kom ons dink 'n bietjie, kinders en groot mense. Dink vir 'n oomblik aan die dinge wat jou bang maak. Groot mense is dalk gesondheid of verhoudings of wat ook al anders. Kinders selfs dalk 'n toets of 'n boelie by die skool kan dit dalk wees, of hokkie, of wat ook al, wat jou ook al bang maak. Dink 'n bietjie daaraan. Sit net so 'n oomblik en dink aan die dinge wat jou bang maak. En kom ons maak dan oë toe, en julle bid saam met my, bid hier in jou gedagtes. Here, ek weet, U is baie groter en sterker as al my bekommernisse en al my probleme. Amen. Die tweede ding wat Dawid gedoen het, is wat ons nou net gedoen het. Hy bring sy probleme na die Here toe. Hy lê nie en worry daar op die bed, soos ek daar eerste aand, alhoewel ek het lekker gebid ook maar 'n ou lê nie net daar in worry, of jy ry in worry, en jy, jou hele lewe worry jy, en jy gaan nie na die Here toe nie. Hoor wat sê hy, en dis nie net 'n ou gewone gebedjie nie, hy sê, ek roep so hard as wat ek kan na die Here toe. Met ander woorde, hy bid ernstig. Hy help my as ek bid, sê Dawid. En dis nie net 'n mooi rympie nie.
Hy bid dat die bloed loop, wil 'n ou amper sê, want hy's bekommerd. En nou wil ek vanoggend vir jou sê, as jy bang is of jy's ontsteld, moenie bang wees om te huil of te roep na die Here nie. Want ek bedoel, as ons probleme het, dan is die eerste plek wat ek na toe gaan, pa of ma, né? Ek gaan sê vir hulle. En nou nog, ek is amper 60 jaar oud, en ek wens nou nog my pa het gelewe, dat ek dan gaan en sê, pa, hoe moet ek maak? En ek dink al die groot mense hier, voel ook so oor hulle pa en ma. Dink jy is een van ons wat nie graag 'n bietjie raad sou wou hê, nog by hulle nie. So gebruik pa en ma terwyl hulle nog hier is. As jy bang of benoud is, praat. Praat met die Here. En wat gebeur dan? Dit is wat ons van Dawid gelees het. Dan help die Here, altyd. Al help hy nie altyd soos wat ek dink hy moet help nie, al verdwyn die boelie nie, hy help my, sodat ek lekker in die aand kan slaap, dat ek nie my hoef dood te bekommer oor allerlei dinge nie. Ons probleme verdwyn nie altyd nie, maar die Here is altyd daar om vir ons te help. Ek het al die storie vertel, kom ek vertel dit weer, van 'n groot skip, 'n passasiersskip wat in 'n verskriklike storm was. En ouens, selfs daai groot skepe kan erg so op en af gaan in die water. En daar kom 'n passasier verby geloop en hy sien hier op by 'n tafeltjie daar in een van die eetkamers sit 'n seentjie en speel 'n rekenaarspeletjie. En hy loop so val nader na die seentjie toe en hy sê vir hom, is jy nie bang nie, hoekom sit jy hier? Want dit gaan op en af, en die golwe slaan, en die wind, en die reën. En toe sê die seentjie, nee oom, want my pa is die kaptein van die skip. En dan kan mense vir ons vra, is jy nie bang nie, is jy nie bang vir die toekoms nie, is jy nie bang wat gaan gebeur nie, is jy nie bang oor jou gesondheid nie, dan kan jy sê, nee, want my pa is ook die kaptein van die skip van my lewe. Ons sing het so mooi. My pa is die koning van die heelal, jy weet. Nie net so die koningin van Engeland oor 'n eilandjie wat so groot is as my gesangboek nie. Hy is die koning van die heelal. En dan kan ek weet, agter al hierdie probleme wat voor my staan, kan ek God sien. Of ek nou jonk is en of ek oud is, kan ek God raak sien wat daar staan en sê, ek is die kaptein van jou lewe. En ek dink die feit dat oom Gerald en sy seun en Mariette se ma Christene is, het gisteraand vir hulle baie makliker gemaak. As hulle nie Christene was nie, dink ek sou dit nog verskrikliker gewees het, want hulle kon bid en sê, Here, ook agter die beserings en die dokters sien ons u hand. En kinders, ek sê nou vir julle, ek weet nie hoe lewe iemand wat nie 'n Christen is nie. Ek weet nie hoe staan jy uit die bed uit nie. As jy moet opstaan en dink, ek moet alleen my lewe leef, ek moet alleen môre skool toe gaan. Ek weet nie hoe doen mense dit nie. Want ek kan dit nie doen nie. Ek is regtig te bang daarvoor. Maar ek weet, as ek opstaan, dan is die Here die hele dag by my, en hy is die hele dag by jou. Want hy is ook die kaptein van jou lewe. Amen. Here, baie, baie dankie, dat ons 'n nuwe kwartaal kan begin, met toetse en wedstryde en allerlei ander dinge wat vir ons kinders bekommerd maak. En dat ons groot mense ook die nuwe kwartaal kan begin, met die dinge wat vir ons bekommerd maak, en weet, ons kan dit na u toe bring. En Here, u sê in u woord, dat die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal dan met ons wees. Help ons om u so te vertrou. Herinner ons asseblief, Heilige Gees, as ons begin bekommerd maak, herinner ons aan Psalm 3, dat ons kan weet, ons is by u veilig. Ons bid dan vir die kwartaal, dat u met ons sal wees, Here, dat u ons sal behoed en bewaar, dat u by die sondagskool by ons sal wees, dat ons van u sal leer, om u ook so te leer liefkry. Ons bid
al hierdie dinge in Jesus se naam. Amen. Ons het geleentheid